'n ligte briesie begroet Shimon by die voet van Ebal. Dit is na die 8ste uur van die dag en hy het die punt bereik waar die drang om Amik se dood te wreek die enigste dryfveer geword het om verder te stap. Ten spyte van die feit dat hy bewus is van elke pynlike spier in sy lyf, dwing hy homself om so vinnig as moontlik te bly stap. Hy is dankbaar vir die ligte briesie wat 'n mate van verligting bring. Die talryke vars waterfonteine onder in die vallei op pad Sichem toe sal 'n welkome lafenis wees. Volgens sy berekeninge behoort Ragam, wat sekerlik die langer roete gevolg het, nou iewers buitekant Samaria te wees. Dit sal hom meer as genoeg tyd gee om vooraf met die oudstes te vergader. Die plante groei rondom die voetpad is ruig en hy maak van sy wandelstaf gebruik om die takke wat sy pad versper uit die pad te stoot. Op sommige plekke is daar aan weerskante gapende afgronde wat hom koggel. Intussen speel sy gedagtes rond tussen die afgryslike ongelukstoneel wat hom gister begroet het en die hoofpunte rondom Ragam se emosionele toestand wat hy aan die oudstes van Sichem wil meedeel. Hy hoop dat sy rol as gerespekteerde oudste en suksesvolle besigheidsman in Bethsan die nodige respek in Sichem sal afdwing. Hy is vol vertroue dat hierdie saak nog vandag voor sononder afgehandel gaan wees. Die Shabbat gaan ongelukkig sy planne om môre terug te keer huis toe in die wielery en sal hom dwing om na 'n geskikte herberg te soek. Hy sal Dothan langs terugreis om aanbevelings vir geskikte kandidate om sy 2 skrynwerkerseuns te vervang by sy kontakte te kry. Daar gaan geensins tyd wees om iemand op te lei. Hy is op soek na 'n goed opgeleide skrynwerker wat bereid sal wees om homself onmiddellik op Bethsan te vestig. Daar is 'n rits bestellings wat wag om gelewer te word. Tyd is 'n faktor en hy moet so gou as moontlik met sy werksaamhede voortgaan. Ranen en Avisag sal ook binnekort tuis wees en dit sal Gabriella se aandag van Ragam se verhoor afkry. Die 4 kinders is 'n handvol en dit behoort haar onder sy voete uit te haal. Hy wil nie weer met haar praat oor nugtere denke en die voorskrifte van die Torah nie. Die enigste oplossing is om van Ragam ontslae te raak, sodat hulle lewe ongestoord kan voortgaan. Terwyl hy in Dothan is, wil hy ook by die matwewer inloer en 'n bokhaarmat vir Gabriella bestel. Hy weet dit is iets wat sy lankal begeer en hy hoop om daarmee vir Ragam se afwesigheid te vergoed. Die feit dat sy agterbaks was, neem nie sy verantwoordelikheid weg om ruim voorsiening te maak vir die versiering van hulle woning. Hy reken, dit is tog wat vir vrouens belangrik is. Sy status as vooraanstaande sakeman, leier en gesinsman moet behoue bly en hy sal alles in sy vermoë doen om dit so te hou. Sy gedagtes word kort geknip by die aanskoue van die rigtingwysers na Sichem toe. Vereers konsentreer hy weer om die kronkelende pad wat al om die voet van Ebal loop te volg. Hy behoort binne die volgende uur sy eindbestemming